Ponzi-skemas maak groot beloftes en veroorsaak dat duisende mense met verliese sit. Wat min beleggers egter besef, is dat selfs die wat uitbetalings ontvang het, later verplig kan word om daardie geld terug te betaal. Ek gesels nou met Jana van der Merwe oor die artikel wat sy geskryf het oor hierdie temas. Jana, hartlike goeiemôre, good morning. Goeiemôre Rosie. Jana, jy gebruik sterk taal in die artikel wat jy geskryf het, onder meer die term finansiële reeksmoordenaar. Ek dink dit is so spot on om diegene wat die skemas uitvoer te beskryf. Hoekom is die beskrywing so gepas? Ek dink dit is 'n gepaste term om te gebruik, want dit vat vir my saam die boosheid waarmee wat met so 'n skema gepaard gaan, amper 'n gewetenloosheid, né? En dit vat ook vir my saam die omvang van so 'n skema, die herhaling waarmee dit gebeur, en natuurlik die spoor van vernietiging wat dit aan die einde van die dag laat. Ja, ons hoor gereeld van nuwe Ponzi-skemas, maar die patroon bly dieselfde. Wat maak Suid-Afrikaners steeds so vatbaar vir hierdie tipe skemas? Want mens dink, ag nee, ek sal dit kan raak sien as iemand vir my nader met so iets. Dit is net too good to be true, maar dan is daar steeds mense wat hiervoor val. Ek dink ons as Suid-Afrikaners, ons het maar net inherently hierdie eienskap om mense te vertrou, né? Jy weet, die oomblik as jy is baie bietjie skepties, maar daar gesels jy met daai persoon en aan die einde van die dag dan vertrou jy hulle. En ek dink wat baie erg is van hierdie soort skemas is dat dit, as ons kyk na MTI byvoorbeeld, wat 'n kriptoskema was, dit is nie net 'n geval meer van dit gebeur in die grense van ons land nie. Jy weet, die digitale wêreld het daai grense oopgemaak. MTI byvoorbeeld het Johan Steinberg het in Suid-Afrika gestig en begin, maar aan die einde van die dag is mense oor 135 lande in hierdie skema ingetrek, wat dit 'n absolute nagmerrie gemaak het. Ja. Een van die skokkendste aspekte is dat beleggers wat reeds uitbetalings ontvang het, moontlik die geld moet terugbetaal. Hoe werk dit? Mense sal nou dink, ek bedoel toe ek die artikel geskryf het, jy sal nou dink, okay, as ek R100 ingesit het en ek het R30 van my eie geld teruggekry. Jy weet, hoekom moet ek my R30 terugbetaal? Ja. Maar hoe die regskenners het verduidelik, het die insolventiewet, ons het 'n baie robuuste insolventiewet en dit is geskwee op internasionale wetgewing om dit so regverdig as moontlik te maak. Want jy dalk R30 uitgekry en R70 verloor, die ou langs jou wat R100 ingesit het sy hele R100 uitgekry en die ou langs jou het sy R100 ingesit maar niks teruggekry nie. So dan wat gebeur is, daai ou sit sy R100 terug, ek sit my R30 terug en dan word dit nou aan die einde van die dag eweredig verdeel, sodat almal iets terugkry. Dit is maar die teorie agter dit. Ja, baie mense sal sê, maar ek was heeltemal onbewus van enige bedrog. Hoekom is goedgelowigheid nie 'n geldige verweer in die hof nie? Want baie van hierdie Ponzi-skemas, it works on that idea of the cult of personality. Die persoon wat hierdie ding ran, hy kan ys aan 'n Eskimo verkoop. Wat ek sien, omdat ek baie met hierdie soort skemas werk, en ek bedoel selfs mense wat, jy weet, op 'n Facebook advertensie klik en later met 'n makelaar oor die foon praat, 'n sogenaamde makelaar. Jy weet, hulle dink hulle huiswerk is om met daai ou te praat en te verstaan wat hy aan hulle verkoop, maar dit is glad nie om jou huiswerk te doen nie. Jy moet daai net baie weier gooi. Jy moet met onafhanklike mense praat om te hoor, jy weet, is hierdie skema 'n legitieme skema? Ja. Kan jy kortliks verduidelik, Jana, hoe die rangorde van krediteure werk? Wie kry eerste uitbetaal wanneer die geld wel teruggevorder word? So, hoe die regskenners het vir my verduidelik het, is daar 3 kategorieë. Jy weet, eerstens kry jy gesekureerde of secured creditors, versekerde creditors. Dit is die bank. Gewoonlik die bank. Ek bedoel, ons weet almal as Absa vir jou geld leen vir 'n motor en dan gaan 'n kontrak aangegaan. Jy weet, daai kar behoort nog aan Absa. So hulle gaan haal dit eerste. So die banke is die versekerde krediteure en dan kry mense die tweede laag van die voorkeur krediteure. Dit is byvoorbeeld SARS, Jan Tax. SARS vat eerste in 'n likwidasie, vat hulle eerste hulle vleis.
En natuurlik ook as die maatskappy werknemers gehad het, dan sal die werknemers ook eerste voorkeur kry. En dan derdens, laagste, is die gelyklopende krediteure, die gewone beleggers. Ja, jy verwys ook na die emosionele en sosiale skade wat hierdie skemas veroorsaak. Wat het jou die meeste getref tydens jou navorsing? Ja, ek dink dit kom weer terug na die term wat ons gebruik van 'n finansiële reëksmonaar. Mense word letterlik keel afgesny. Want jy finansiële is jy gebreek. Jy het nie meer geld oor nie. So, ja, ekskuus, sit my weer 'n vraagie daar? Dit is regtig iets wat mense soms glad nie van herstel nie. Jana, wat 'n interessante onderwerp en daai artikel is so goed geskryf, soos jy ander skryfwerk. Ek is 'n groot fan. Baie dankie dat jy vanoggend by ons aangesluit het vir Goeiemôre, Good Morning. Dankie vir Rosie. Ja, asseblief, as iets te goed klink om waar te wees, is dit dalk. Dit kan ook gebeur wanneer jy 'n hondjie wil koop. Pieter is volgende.